Jy is ingeskakel by Oasis FM, die radiostasie wat vir jou lewende water bring, wat ook verkoop, vernuwe en sommer hoop gee. Jy luister na die program Eer aan God en ek, Gabriel van Eden, jou gasheer, en ons gaan lekker saam kuier vandag. Saam met my in die ateljee Sas Swart, en Sas, net so ietsie van jou en dan sommer vir ons ook vertel waaroor ons gaan gesels vandag en ek sien baie uit. Gabriel, vir my 'n wonderlike voorreg om weer hier saam te wees. In baie kort, ek is in 1912 geëmeriteer, afgetrede predikant, en sedertdien het ek maar 'n bedieningkie op die been gebring waar ek voortgaan om die evangelie te versprei, en wat 'n groot voorreg en seën hou dit nie vir my in nie. So ek is baie dankbaar vir nog 'n geleentheid om dan saam met jou hier te kan kuier. Nou, die gedagte van my hart vandag dra die tema van pynloop na belofte. En dit klink vir my na 'n wonderlike afsluiting van die jaar met 'n splinternuwe vars begin vir die nuwe jaar. Ek hoor jou. Nou, wat vir my wonderlik is, as die Here 'n roeping op 'n mens se lewe geplaas het, dan tree jy af, maar dit klink vir my partykeer of 'n man dan aantree. Want as ek so tussen die lyne luister, en ek besef ook die geweldige impak wat jy op my eie moeder se lewe gehad het, en ek sien nog as ek jou naam op my foon kry, dan staan daar Sas Swart agterna mamma. So ek weet die impak wat jy selfs in my eie moeder se lewe gehad het, en ek het net hierdie vermoede dat hierdie gaan nooit ophou nie. Solank as die Here jou dit gun om te mag lewe, gaan hy jou gebruik tot eer van sy groot naam. So ek dink, kom ons kyk bietjie, ons begin kyk na die pynhoop, en dan kyk ons hoe hy verder loop tot eer van die Here. Miskien moet ek net sê, toe ek nou gedink het oor hierdie onderwerp, het ek spesifiek gaan kyk na 3 Bybelboeke uit die Ou Testament, Esra, Nehemia en die profeet Haggai. En die boeke het hulle ontstaan gehad in 'n tyd van baie groot probleme met Israel, wat in ballingskap weggevoer is, en wat dan hulle tempel totaal en al verloor het. Vir hulle was dit 'n simbool van die inwoning, die teenwoordigheid van God by hulle, en toe hulle terugkom by Jerusalem, toe is nie net die tempel afgebreek nie, maar die hele stad is 'n pynhoop. En dit is dan van daar wat ek kom by die gedagte van 'n pynhoop, en wat ek op 'n klein bietjie, op 'n klein skaal miskien net wil deurtrek dan na ons eie situasie, elkeen persoonlik, en miskien ook net kyk na die breër omgewing waarin ons lewe in bestaan, wat niks beter daaraan toevoeg of bydra nie, en dat dit 'n mens baie negatief stem. En dan dink ek, het hierdie 3 boeke elkeen op sy eie manier 'n wonderlike bydra om te lewer. Weet jy, toe jy nou die woord pynhoop gebruik, en ek weet ons in Afrikaans spel ons hom met 'n U en 'n I, maar ek kry net hierdie ding in my hart, dis ook 'n hoop van pyn. Dis 'n plek waar hierdie Israeliete pyn beleef het van verwerping, minderwaardigheid, alles waaraan hulle vasgeklou het, is van hulle af weggestroop, en ek dink die pyn, hoop en dan ook die pyn wat daarmee saamgegaan het definitief 'n groot rol gespeel. Binne in hulle geskiedenis, baie verseker so, maar ek dink ook in elkeen van ons se lewe, ons elke dag se bestaan, is daar baie keer pyn. Erge pyn as gevolg van verskillende omstandighede wat in jou lewe gebeur het, en partykeer nie eers waaraan jy 'n aandeel het nie. Terwyl jy nou so praat van pyn, besef ek dat ons as medegelowiges, medemense,
die vermoë het om iemand te kan vertroos, om hulle te by te staan en te help met pyn en ontnigtering, verwerping en al hierdie dinge. Maar aan dieselfde kant is jy, die mens het ook die vermoë om pyn aan iemand anders toe te dien in jou verhouding. En dit is sekerlik een van die, ek dink baie keer as 'n mens na mense kyk, die een kan liefde bring en verkwikking, en aan die ander kant kan iemand kom met gebrokenheid in sy hart en pyn uitdeel aan mense rondom hom. En in plaas daarvan dat mense opgewonde raak om hierdie persoon te sien, word hy gekonfronteer deur pyn, en die verhouding word 'n pynhoop. Ja, en die tragiese daarvan is dat mense dan weghardloop van jou af. Hulle wil nie meer in jou teenwoordigheid wees nie, hulle wil nie meer by jou kuier nie, en jy vereensaam. Ja. Dit is die hartseer gevolge daarvan, en in my klein bedieningkie wat ek het, sien ek dit dikwels, as 'n vrou byvoorbeeld haar man in die dood afstaan en sy kan nie vrede kry nie, en almal probeer om te troos en te help, en sy bly net dood eenvoudig negatief, dan wil niemand op die ou einde meer eers net daartoe gaan vir 'n koppie tee nie. So ek beleef dit in die omgewing waar ek dan nou werk op hierdie stadium. Ja, en as mense besef, dis eintlik die vyand se strategie om die kinders van God te isoleer, want ons word geskep om afhanklik van mekaar te wees, maar ook in hierdie afhanklikheid leef ons die pragtige beginsel van Spreuke 11:25 uit wat sê, die wat ander bystaan, die Engels sê, he who waters others will himself be watered. En nou hier is hierdie persoon geïsoleerd, en die beginsel van lief hê, omgee en die glimlag wat op 'n persoon se gesig is as hy liefde ervaar. Hy weet dalk nie waar dit vandaan kom nie. Dis nie noodwendig gebaseer op humor nie, maar daar is 'n pragtige glimlag. En ek sê baie vir mense, die grootste geskenk wat ons vir mekaar kan gee, is 'n mooi glimlag. En dit doen jy uit 'n hart wat vrede het. Amen, amen. 'n hart wat vol blydskap en dankbaarheid is. Yes. 'n hart wat hierdie goed beleef het, en net eenvoudig dit moet vertel, dit moet getuig. Nie noodwendig in woorde nie, maar in leefstyl, in omgee. Wat 'n wonderlike voorreg dit is. Maar weet jy, een ding wat nou baie belangrik is in hierdie hele proses, is dat ons pyn moet erken. As ons nie ons pyn erken nie, dan kan ons op dese aarde niks daaraan doen nie. So binne in hierdie gedagtes en die gesprek wat ons vandag met mekaar voer, is dit belangrik dat jy jou pyn erken, maar dan, die volgende stap, is dat jou perspektief op jou pyn moet verander. En wanneer dit gebeur, dan word dit 'n aksie wat vir jou oproep om te doen, om te leef, om blymoedig met vrede te kan lewe. Ja. Weet jy, terwyl jy dit sê, dink ek sommer net aan die Bybelvers wat sê ons moet 'n dader van God se woord wees. Nou die interessante ding van die woord van God, daar is beginsels waar volgens ons lewe moet leef. En wanneer ons by die beginsels hou, kan God na ons kyk, maar die oomblik wanneer ons die beginsels nalat of nie in belangstel of glad nie wil doen nie, het die ou vyand, ons siele vyand, die reg om ons te mag aankla voor ons Vader, omdat hy nou maar die mensemoordenaar is, die een wat die skepping van God wil vernietig. En wat is daar mooier vir ons Vader? Die mens wat hy geskep het, om hom lief te hê. Ja,
dis absoluut so, en ons gaan nou ook sien wanneer ons 'n bietjie verder vorder binne in hierdie gesprek, dat waar begin ons? Wat is die eerste ding wat vir die profete waar was en wat hulle toegepas het? En dit is vir my so ongelooflik dwars deur die woord dat altare gebou word tot eer van die Here. Wanneer ons na Abraham se verhaal begin kyk, dan sien ons oral waar hy getrek het, waar hy gekom het, was die eerste ding wat hy gedoen het, hy het 'n altaar gebou. Nou as ons dan kyk in die Ou Testament en in Abraham se tyd, hoe sien jy die altaar wat hy gebou het? Wat beteken dit vir ons mense vandag in ons geestelike wandel met die Here? Dit is 'n vraag waaroor 'n mens baie kan gesels. 'n Altaar vir my persoonlik in die Ou Testamentiese verband beleef ek dit as 'n offerplek. En waar jy aan God eer bring deur te offer. En daar's verskillende dinge wat 'n mens simbolies offer, maar die belangrikste is om jouself op die altaar te plaas, sodat God se naam soewerein is. Een van die interessante dinge van die offer in die Bybel, wat ek onlangs eers besef het en raak gelees het, en wat ook neerslag vind in die belofte van die geboorte van Jesus, is dat op die altaar was daar 4 horings gemonteer. Horings van bulle, wat op daardie stadium dan 'n baie sterk rol gespeel het in die afgodedienste. As jy nou dink aan Babel, as jy dink aan die Israeliete toe Moses die wet gekry het, het hulle 'n goue kalf gebou, want daai kalf was vir hulle dan, die horing was vir hulle 'n plek van veiligheid. En een van die belangrike dinge in die Bybel wat vir my 'n nuwe en 'n vars ontdekking was, wat ek lees, is dat wanneer iemand, dis 'n persoon wat vir Salomo baie bang was, en dan het hy gaan wegkruip by die altaar, en hy het met sy hand die horing gegryp, en toe hy opdrag gekry het, hy moet uitkom, toe het hy gesê, ek sal net uitkom, wanneer jy beloof, jy sal my nie doodmaak nie. En dit was 'n plek van veiligheid, wat dan algemeen so bekend was. En as jy nou kyk na die loflied van Sagaria, wat in die Nuwe Testament in Lukas 1 vir ons gegee word, dan sien jy dieselfde gebruik van die term horing. En dan doen hulle dit in die sin dat die belofte is dat daar 'n horing vir ons gegee gaan word, wat ons redder, verlossing is. En dis kosbaar. Die meeste vertalings wat ek na gekyk het, vertaal daai woord horing dan met redder of verlosser, spesifiek vir julle is 'n seun gegee, 'n horing gegee. En die 2020 vertaling het hom meer funksioneel vertaal, in die sin hy het vir ons verlossing gegee. En die interessante waarom dit so vertaal is in die 2020 vertaling, is omdat daar nie hoofletters gebruik is in die oorspronklike tale nie. En dit het dan veroorsaak of gegee dat hulle daarna verwys as verlossing. Hy het 'n verlossing gegee, maar nie 'n redder in die nuwe vertaling. As ek so na jou luister, weet ek jy is 'n man wat die woord van God al bestudeer het, deur en deur. En die woord van God, as ons daarop mediteer, bly 'n ontdekkingsreis. Elke keer kom die Heilige Gees en hy vat daai selfde skrifgedeeltjie en hy sê vir jou, het jy al ooit dit so gesien? En een van die interessante dinge wat in my eie lewe gebeur het, as ek 'n gunsteling Bybelvers het, dan sal die Here byvoorbeeld vir my sê, en het jy nou al 2 Korintiërs 5 vers 18 en 19 gelees, dan is ek amper as ek vir hom wil vies raak en vir hom sê, Here, maar jy weet wat dit vers 17 al vir my beteken. My kind,
Lees net 18 en 19 en dan is daar 'n ontdekking wat jou tot in jou diepste menswees skud. Maar dis asof die Heilige Gees ons amper so half lei in dit en sê, wil jy nie net dit gaan ondersoek nie? Nou in my wandel met die Here het ek al geleer, as daar enigsins so 'n ligte tik op my regterskouer is, dan weet ek, gaan kyk, gaan ondersoek, gaan leer, gaan met 'n verwagting na God se woord en die openbaring is nie net vir ons om 'n nuwe verhouding met ons Vader te hê nie, maar vanuit hierdie liefdesverhouding met ons Vader kan ons dan meer positief invloed op ander mense se lewe hê tot eer van ons God. Jy weet nou nie dit nie, maar dit is my roepingsteks. Vanaf vers 14 tot hier by 20. Mensdom. Die liefde van Christus dring my. Wow. Die liefde van Christus dwing my. Alles is nuut. God maak alles nuut. Is 'n ongelooflike stuk. Maar wat wonderlik is, wat ek al hoe meer besef deesdae, soos wat ek deur die Bybel werk en tekste gebruik of lees, dan kom ek agter, die Bybel is die woord van God. Daar's baie aanslae vandag op die Bybel, maar die Bybel is so bevestigend in alles wat jy lees, wat dan op die ou einde weer na vore kom. Vat nou maar die beeld van die horing, wat op die ou einde dan 'n beeld van veiligheid en verlossing is, en in die Nuwe Testament weer gebruik word. Dis 'n eenheid, en niemand kan dit van my af steel nie, want die Gees deur die woord oortuig dit vir my, en daarom sal ek, tot die dag wat ek nie meer kan nie, aanhou om die evangelie, die goeie boodskap, die blye boodskap te deel en uit te deel, deur te gee. God se genade moenie binne in my 'n reservoir vind nie. Dit moet 'n stroom wees wat loop en wat soos dit inkom uitgaan. Ek kan nie anders nie, dit moet so wees. Maar weet jy wat is vir my mooi as ek so na jou luister, is die wonderlike om te besef, en soos ek jou leer ken, het is vanuit jou verhouding met ons hemelse Vader, vanuit hierdie liefdesverhouding, omdat jy hierdie passie en omgee en met die Here wil wees, omdat hy jou Vader is, vanuit daardie verhouding begin jy dan dinge leer, vanuit die woord. Maar partykeer, as ons dalk net gefokus is op die bediening, kan dit goed werk, maar die grondslag vir my, die fondasie van die bediening, is om ons Vader te kan lief hê. Want ek onthou, ek het eendag ontdek, hy het my nie gered om in 'n bediening te wees nie, of om die hel te mis in die hemel te haal nie. Hy het my gered vir een rede. Hy wil met my 'n persoonlike, intieme verhouding hê. En vanuit hierdie verhouding kan daar soveel goed gebeur, maar ek wil amper sê, dis 'n natuurlike uitvloei. Maar, hier is die ding, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou alles, jou menswees, alles wat daarin is. Dit is die eerste en die belangrikste gebod. Nou vir my is dit amper 'n teregwysing, 'n vingerwysing wat sê, gaan en hê my lief, en dan kan jy in my koninkryk bruikbaar wees. Dis presies wat hierdie program is. Eer aan God. Amen. En dis die hele lewe gaan oor God. Amen. En nie oor my as mens nie, en wat ek bereik nie. En dit is vir my so ongelooflik van Paulus self, wat by geleentheid dan sê, hy roem net in sy swakheid. Daai hele gedagte van tot in die derde hemel weggeruk, wat ons lees, is waarskynlik Paulus wat oor homself praat, en dat hy net daarin, in God, sal roem. Dis vir my ongelooflik, maar ons dwaal nou 'n bietjie. Kom ons gaan terug na die altaar toe. Dit is vir my
dit is vir my belangrik dat in dit wat hier gebeur, die hele agtergrond, is die vervalling, die pynloop, die sleg. En wanneer Nehemia, maar hierdie is nou eintlik meer in Ester en Nehemia, wanneer dit by hulle kom, dan sien Nehemia, hierdie pynloop, my pynloop, moet herbou word. Ja. En God gee goedkeuring dat daai pynloop herbou word. En wanneer Nehemia dan met die mense praat, die volgelinge, die Israeliete, dan sê hulle, ons bou. En dan gaan hulle voort om te bou. En dit is vir my regtig baie kosbaar. En soos ons sal sien, hulle bou met 'n swaard in die hand, met 'n troffel in die hand. Yes. Met die een kant die woord, ja, en die ander kant die diens, die betrokkenheid, die gee, die uitdeel van God se genade om persoonlike pynlope te herstel. Ja. Dit is vir my die hele gedagte van terugkeer, bekering, omkeer, terugkeer na God toe, binne in ons persoonlike lewens, en die herbou van my persoonlike lewe is een van die belangrikste dinge in my lewe, in 'n proses waar God met my loop. Ja. En dit het 'n direkte neerslag en 'n invloed op my verhouding. Verhouding is vir my die belangrikste van alles. Soos jy dit uitgedruk het, verhouding met die Here, verhouding met medemens, skepping, met alles, maar ook verhouding met jouself. Weet jy, ek dink ons verwaarloos onsself baie. Dis belangrik. En wanneer ons onsself so verwaarloos, dan kan ons soos Job sit op 'n ashoop, en op die ou einde geen toekoms meer sien nie. En baie keer is dit waarskynlik ook so, wanneer ons aan die einde van 'n jaar kom, wat dinge nie baie lekker was, of maklik verloop het nie, en wat daar nie hoogtepunte is nie. Ek het miskien iemand aan die dood afgestaan. Ja. Ek het miskien 'n misstap begaan in die tronk beland. Daar is so baie dinge wat in ons lewens gebeur. Ek het alles wat ek bymekaar gemaak het in my hele lewe verloor. Ek het geen sig meer op lewe nie. En dit is, ek wil amper sê, persoonlik vir my, toe ek afgetree het die dag, en hier in Jeffreys Bay in Paradysstrand kom bly het, was dit my persoonlike belewing. Daar is niks vir my oor nie. Totdat ek God se hand gesien het in die beskerming van 2 klein strandlopertjies. En dit het my lewe gekeer. Vertel vir ons weer die storie van die 2 strandlopertjies en hoe die Here hierdie ou voeltjies gebruik het om 'n man soos jy nuwe hoop te gee. Ek en Annie het afgetree en ek het niks gehad om te doen nie, en ek het by die huis gesit en nie geweet wat ek kan doen nie, finansiëel nie geweet wat ek kan doen nie, en ek moes een of ander plan maak. En ek het op daai stadium in my eie pynloop dit so diep belewe, dat ek nie eers meer die Bybel gevat het om te lees nie. Toe het ons eendag in 'n erge storm gery na die strandmeer toe by tussen Ashton en Paradys, en ons het daar gaan sit in daai storm. Die wind het gewaai, hy is so sandblasting op jou bene, jy kan dit nie buite waag nie. En toe ek so deur die venster kyk, toe sit hier 2 strandlopertjies agter hierdie klein sprietjies gras wat so deur die sand beur. En hulle vind hulle beskerming daar. En toe besef ek, soos wat die Here daai 2 strandlopertjies beskerm, beskerm hy vir my en Annie. Ons het teruggegaan huis toe en ek het die Bybel gevat en by Psalms begin. En wat 'n wonderlike ontdekkings, maar ook 'n bekleireis met die Here het ek nie daar gehad nie. Want jy lees baie keer in die Psalms baie wrede goed, wat baie hard op die oor en op die hart is. En dan sê ek, waarom Here? Want ek beleef daai
pyn binne in my. Ja. Ek het vir ons 2 strandlopertjies 'n foto gevat en hy pryk op ons huis en dis ook ons huis se naam. Strandlopers, nie omdat ons op die strand stap nie, maar omdat God saam met ons stap. En vir ons, wat voeltjies nietig, klein is, laat hy ons beskerm. Dis vir my ongelooflik. En dit het my hele lewe en my uitgang na buitentoe en my kontak met mense en alles. Ja. Dit het alles verander. En vandag kan ek nie lewe daarsonder nie. Wat vir my pragtig is, as ons dan kyk na die ou strandloper voeltjie, die swart voeltjie met die rooi beentjies, as jy nou dink, dis eintlik 'n ding wat deur God geskep is, hy's 'n voël, hy vlieg. Maar nou kom hierdie voeltjie wat heeltemal anders is, hy sit op die grond, agter 'n sandsprietjie, 'n grassie, en hy kruip weg vir die ou stormwind. Maar ek dink jou net, selfs in wat moes in hierdie voël se kop aangegaan het, met ding, ek kan nie nou vlieg nie. Ek moet nou op die grond gaan sit en ek moet agter 'n grassie gaan wegkruip sodat die wind my nie vernietig nie. Ja. En partykeer in ons eie denkproses en ding selfs soos met julle tweetjies gebeur het toe julle nou afgetree het die Here gekom en vir jou heeltemal iets anders kom doen. En weet jy, soos daardie voeltjie deur die storm is en die volgende storm beter gaan hanteer, so kom ons mens. En soms glo ek dat die Here toelaat dat ons bietjie deur 'n stormwind gaan, sodat ons die waarde kan vind. Wat is dit om by ons Here te kom wegkruip in die storm? En die mooi van alles is, soos wat ons oorwinning op oorwinning beleef, kan ons bekend word as 'n oorwinnaar in Christus. Maar, vir my die mooiste, wat beteken jy vir iemand anders wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat in 'n storm is? Dan kan jy kom gesels, nie net van wat jy gehoor het nie, maar van wat jy beleef het. En ek dink dit is wat vir jou en Hannie ook so relevant maak, dat wanneer jy met mense praat, kan sê, ons was daar. Ek het dit nie in 'n boek gaan lees nie, man. Ek was daar. Ek het ondervinding. Presies so. Die Here is so groot en so goed, en elke storm bring waarheid. Ja. Jy dring deur tot op die been, die woord sny tot tussen been en murg. Jy kom by die waarheid uit. Dit konfronteer jou. Ja. En dan bou jy op die pynhoop se fondasie. En dit is binne in hierdie gesprek dan nou van vandag, wat ons kom nie albei uit, ons praat so baie ander dinge, maar dit is binne in hierdie gesprek een van die baie belangrike fasette van 'n nuwe jaar. Ja. Dat die fondasie van jou pynhoop bly deur God gelê. Ja. En jy bou nie 'n quick fix van iets nie, jy herbou op dieselfde fondasie wat God gelê het. En dit is vir my baie belangrik, dat ons nie moet dink my hele lewe is 'n gemors nie. Ja. En alles net eenvoudig wil weggooi nie. Ja. Die kosbare ding van die Here wat jou geskep het, jou gemaak het, die fondament van jou lewe is. Dit is daar. Bou 'n nuwe plek, 'n nuwe lewe op die ou fondasie wat God gelê het. In hierdie heropbou wil ek sê, van my stad, is dit 'n nuwe stad, 'n nuwe tempel met sy eie glorie, met sy eie heerlikheid, wat tot eer van God is. As ek so terugdink aan die Israeliete en die 40 jaar in die woestyn en die feit dat hulle nie wou Egipte verlaat nie, dat hulle rug gedraai het op hulle Here, dan dink ek terug aan my eie lewe, dat ek op 'n stadium gekies het om my rug op God te draai en duidelik vir hom te laat verstaan, ek is klaar met jou. Maar vir my die mooie, net soos met die Israeliete, het Vader nooit ophou om hulle lief te hê nie. En ek onthou op 'n stadium met hy en Moses 'n gesprek gehad,
Moses het gesê, dis jou mense, ek wil niks meer met hulle te doen hê nie. En die Here het vir Moses gesê, maar ek het jou geroep om hulle uit slawerny, en dis vir my so mooi, uit slawerny te kom verlos. En vir my, toe Moses hom vasloop in die braambos, een van die dinge wat vir my daar uitstaan is dat Vader vir Moses gesê het, hierdie is heilige grond, trek uit jou skoene. En wat Vader vir my daardeur geleer het, dat wanneer hy met ons praat, en hy kom na ons toe met, kom ons noem het 'n radikale voorstel, want hy weet wat sy droom vir elkeen van ons se lewe is. Daardie oomblik van gehoorsaamheid is gelykstaande aan heilige grond. Want dit is daar waar Moses gesê het, okay Here, dis fyn, laat ek nou maar die ou jobbie doen en klaar kry. Maar vir my het die Here net vir my gesê, die oomblik as ek met jou praat en jy's gehoorsaam, is dit heilige grond. Jy gebruik nou die voorbeeld van Moses. Ja. En jy praat oor die gedagte van vrymaak. Yes. En ons het net gister by 'n groeigroep waar ek was, Ja. het ons dan ook gepraat rondom Moses wat die berg op is. Ja. En dis waar hierdie gedagte van die horing ook kom met die kalf. Ja. En toe hy van die berg afkom, toe het hy so geblink en gestraal van die heerlikheid Ja. van God, dat hulle hom moes bedek. Vandag moet ons pas op dat die heerlikheid van God bedek is in ons lewens. Amen. Die Amen. heerlikheid van God moet uit my en jou straal, dat almal dit kan en moet beleef, sien, ervaar, binne in hulle harte. En dit is wat vrymaak beteken. Dit is wat dit is om nie meer 'n sluier te dra, om wie jy is in Jesus, om dit weg te steek nie, maar dat jy juis vry sal wees, sodat die heerlikheid van God uit jou uitstraal en almal dit kan beleef en dit kan sien. Dis vir my so goed, ek dink sommer terug aan iemand wat een keer vir ons verduidelik het deur te sê, die maan het geen lig nie. Daar's geen helderheid, geen lig wat uit die maan uitkom nie. Al wat die maan doen, hy reflekteer die son, en dan het hy ook lig. En dis ons werk ook, om Jesus akkuraat te reflekteer. As ons nou vinnig praat oor 'n diamant, die vorm waar 'n diamant gesny word, in Engels noem ons dit die brilliant cut, en die rede vir die snit is soos wat die lig die diamant penetreer aan sy bokant, bons dit op die twee kante en word weer teruggereflekteer. Met ander woorde, hoe meer akkuraat die snit van 'n diamant is, hoe helderder reflekteer en duideliker reflekteer hy die lig. En hier is ons, mense, en Vader kom na ons toe en hy kom vorm ons, hy maak ons, sodat wanneer sy lig in ons inkom, dit weer akkuraat gereflekteer kan word. En al wat ons hoef te doen, is om 'n refleksie te wees van hierdie magtige Hemelvader. Ons mag niks in onsself vooropstel. Niks. Dis net die refleksie van God se liefde en genade wat gereflekteer moet word in hierdie wêreld. As ons nou praat vir 'n oomblik oor edelstene, en 'n edelsteen wat nie fasette het, wat nie geslyp is nie, het geen, die Engelse woord brilliance nie, daar's geen sprankel in daardie steen nie, hy's maar net 'n ou stukkie, kom ons noem dit maar 'n stukkie klip. Maar dis hoekom die Vader na elkeen van ons toe kom, en hy kom vorm ons, en hy kom maak ons, sodat ons akkuraat hom kan reflekteer, en ek kry sommer die woord in my hart ook, om te kan verkoop. Ja, wonderlike dagte, net die gedagte om te dink, ons kan God verkoop.
Amen. En ons dink baie keer God is te groot, ek is te niks in sy oë nie. Maar juis binne in my slaaf wees van hom, vry slaaf wees van hom, verkoop ek hom, en sê die woord, is ek stil tevrede oor jou. Nou ek wil nooit daai stil tevredenheid binne myself hê nie, want dan verloor ek my roeping en my strewe. Ek wil my strewe en my visie, my fokus wil ek behou. En dit kan ek net doen om by die altaar te bly en uit te kom, en dat God se woord my help om my perspektiewe op dit wat ek is, en dit wat ek was, dit wat in my lewe gebeur het, om dit te kan verander. Dit is die hoop van 'n nuwe jaar. Laat ek nie vashou aan my ou pynhope nie, maar dat ek my perspektief so sal verander, dat elke pynhoop het 'n uitdaging, is 'n uitdaging om iets nuuts te doen, en dat die Here dit wil, dat die Here dit binne in ons lewe wil sien. En as dit 'n pynlike ervaring is, dan is dit ook 'n getuienis, soos wat jy net nou gesê het. As ek by iemand uitkom wat in pyn is, ek was daar. Ek kan verstaan soos wat God verstaan. God self was daar toe Jesus sonde geraak het, veroordeel is tot die dood. God verlate was, terwyl hy neergedaal het. God was daar. God verstaan. Wat ek gou wil aanraak by jou, Sas, is, as ons nou dink aan die altare van ouds, in die ou dae, in die Ou Testament, waar daar gekies is om 'n altaar te bou, en dan ook die hoop, soos jy gesê het, ook die horing, en die ander elemente op die altaar. Ons kan gou klein bietjie daaroor praat, en dan wil ek hom deurbring na ons lewe vandag. Ek en jy, ons luisteraars, wat doen jy? Hoe lyk die altare in jou lewe, waar jy kies om jouself te kruisig? Daar's vir my 'n verskriklike belangrike ding in die hele gedagte rondom altare. Jy het die altaar in jou lewe, in die sin jou verhouding met God, waarin jy in alles jouself offer, tot eer van God. Maar dan is daar ook 'n ander faset van altaar, en dit is dat God altare oprig in mense, en dat jy ook met hierdie program, ook met dit wat jy doen daar by jou juwelierswinkel, buitekant die winkel, wanneer jy mense raakloop, mense benader wat met strak gesigte loop, dan is jy ook 'n altaar in God se hand, wat God deur jou met ander mense in aanraking bring, sodat hulle God kan sien. En dis vir my, ek kyk baie keer na mense, en as ek by geleentheid, of by 'n begrafnis, of by sê nou maar 'n afskeid neem geleentheid, 'n paar woorde moet sê, en dis 'n persoon wat die Here regtig gedien het, en in sy hart ken, en so gelewe het, dan sien ek dit as altare wat God opgerig het in mense se lewens. En dit is baie, baie kosbaar om te weet dat jy in God se hande 'n altaar is, waar ander mense hulle lewe kan vind, en kan sien, en by 'n punt kan kom, dat hulle ook 'n kruisdood sterf in hulle self, om op die ou einde voluit te lewe, want Jesus het die dood oorwin. Hy het opgestaan, hy leef deur sy gees binne in almal van ons wat sy kinders is, se lewe, en sy gees verander ons totaal.
Ja. Behalwe as ons nie gehoorsaam is nie. Behalwe as ons nie wil oorgee en toelaat nie. Dan weerstaan ons die glans, die heerlikheid, die majesteit van God se gees in ons lewe. Wat ek net weer eens by jou hoor, hier kom hierdie magtige Hemelvader. Hy kom ons het die voorreg om sy kinders kan wees deur Jesus, en hy maak ons medewerkers in die koninkryk van God. Hierdie magtige God het geen mens nodig nie, maar hy gee vir ons die voorreg om medewerkers te wees, waar hy vir my of vir jou kan sê, gaan en verteenwoordig my. Ek onthou, ek het eendag, was ek ergens en die Here sê vir my, sien jy die man met die rooi hemp? Nou weet ek, hier kom 'n ding. Ek sê vir hom, asseblief Here, ek is besig. Ek het dinge wat ek moet doen. Hy sê vir my, sien jy die man met die rooi hemp? Ek stem toe later in en ek sê, ja, ek sien hom. Gaan na hom toe. Nou is die eerste ding wat 'n mens opkom, ek is nie nou lus nie, ek het nie nou die tyd nie. En so het ek maar oor die jare geleer, gaan na die man toe. Gaan, groet, goeiemôre meneer, ek stel my voor, en ons gesels 'n bietjie. En die volgende oomblik voel ek net in my hart, hierdie man het gebed nodig. En ek bied toe aan om vir hom te bid, en die volgende oomblik te loop die trane. Nou hier is ons, gewone mense, geskep deur God, wat kan gaan na 'n man met 'n rooi hemp, vir hom net eenvoudig gaan môre sê. En so het Vader vir my geleer, seun, gee jy net 'n klein trekkie in gehoorsaamheid, gaan na die man toe. Daar sal ek vir jou woorde op jou hart kom lê, of daar sal iets in die man gebeur. En toe besef ek net weer eens, dat vanuit my verhouding met my Vader, kan ek hierdie klein trekkies van gehoorsaamheid gee, en dit laat hom toe, om magtige dinge deur ons, as basiese skepsels in sy koninkryk te kan wees. Dis wonderlik, as 'n mens gehoorsaam is. Ja. Daar is geleenthede in my persoonlike lewe, wat ek baie duidelik die Here hoor sê het, nadat ek in my vakansietyd 'n begrafnis op Adelaide gaan hou het. Ons was in Oos-London, en toe ek terugry van die begrafnis af, toe ry ek by 'n huis verby, waar oom Johnson gebly het. En ek hoor die Here sê vir my, gaan nie in. Ek kyk op my horlosie, en ek sien, dis 4 uur, ek sien, ek wil nog in Oos-London kom, ek moet nog 'n vuur maak, en ek moet nog braai. En ek ry verby. Die volgende dag, toes oom Johnson oorlede. En dit is 'n ding wat my tot vandag toe nog bybly. En wat vir my tot vandag toe nog hartseer stem. Maar ek onthou ook, toe ek my ou skootertjie gery het, oor die lagoon daaronder, oor die brug, nou baie mooi reggemaak, toe ek daar oor gery het, toe hoor ek 'n stem wat vir my sê, draai om, en gaan na Andrei toe, Andrei Erasmus. Ek draai om, en ek gaan na Andrei Erasmus toe. Toe lê hy in sy bed sterwend. Mensdom. En ek kon onmiddellik, hy het geweier om by 'n hospitaal uit te kom. En ek onmiddellik ingryp en sorg dat hy by die hospitaal kom en dat hy sy lewe kon behou. Prys die Here. Die Here se genade is so baie groot. 'n Mens het jou tye van gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid. En ons moet doelbewus strewe om aan God gehoorsaam te wees en hom op sy woord te neem. Hy doen self die werk. Wat vir my mooi is, terwyl jy nou so deel, dink ek aan Lukas 9 vers 23, wat Jesus praat en hy sê, indien enige van julle my wil volg, eerstens moet jy jouself verloon. Jy moet jouself verloon. Die tweede een, elke dag jou kruis opneem. En die derde een, my volg. En wat ek geleer het, die volggedeelte beteken, volg my in gehoorsaamheid.
Want die oomblik as jy die keuse kan maak om jouself te verloon, is die kruis opneem en die volg makliker. En hierdie hele kruis opneem en alles gaan oor 'n liefdesverhouding. Ek dink nou sommer as 'n jong man met 'n pragtige jong dame trou, dan neem sy haar man se van aan. Ja. Sy verloon die van 'n Merwes of die De Jagers of van Vierens, wie ook al, en sy kry nou 'n nuwe van en sy word 'n resou. En dit is vir my ook 'n teken van hierdie skrif wat die vroutjie dan basies haar familie of haar van los, haar man se van neem en dan ook nou 'n resou word en nie meer 'n van vieren is nie. Ja. En dis my amper wat vir my uitstaan in die koninkryk ook, waar ons kom, jy lê jou ou lewe neer, 2 Korintiërs 5 vers 17, jy word 'n nuwe skepping in Christus, hy gee vir jou 'n nuwe van, jy word 'n nuwe mens, en kyk daar, hier is ons, en ons kan die Jesus, ons verlosser, reflekteer. Ek dink nou sommer dadelik, en ek wou dit net nou al genoem het, toe ons gepraat het oor nuwe, nuut maak, hermaak, oormaak, het ek gedink aan Jakob, gebore, sy naam beteken bedrieger, en hy was niks anders as bedrieger. Nee. En dan sien ons in Jesaja 43, ek het jou by jou naam geroep Jakob, maar ek het jou gevorm Israel. Wow. En hy het hom 'n nuwe naam gegee wat nou aanpas by die gedagte wat jy nou het, nadat hy deur die Jabokrivier in 'n worsteling met God was. Ja. En mank aan 'n kant uitgekom het. En hy wou die Here nie los voordat die Here hom seën het. En daai seën het dan ingehou dat hy 'n nuwe naam Israel het, wat die stam is van die hele volk van God. En sy naam beteken stryder vir God. Verander van 'n bedrieger na stryder vir God. Is vir my ongelooflik, en in vandag se lewe het die huwelikskontrakte nie kontrakte nie, sluiting so verander, dat 'n vrou kan kies. Ja. Of sy haar eie van wil behou, en of sy haar man se van wil aanneem. En die man en die vrou moet dan teken op die register daarby wat 'n van sy dan nou aanneem. Ja. En dit is vir my nou, as ek nou vinnig dink aan die voorbeeld wat jy nou op die tafel sit, dan sit nou vir my so amper 'n teken van die wêreld. Ja. Dat ek het 'n keuse om te wees wat ek wil, of ek het 'n keuse om te wees wat God wil. Terwyl God wil, en God maak my anders. Ja. Hy gee my 'n nuwe naam, hy herskep my, dat ek kan wees wie God wil hê ek moet wees. Weet jy, Suster, wil jy so praat, dink ek 'n mens praat baie keer van my gawes, my talent, my lewe, my keuse, die manier hoe ek dinge doen. Ek het vandag weer met iemand te doen gehad wat sê ek is 'n alleen mens, ek is 'n eenkant mens, ek wil nie met ander mense eintlik meng nie. En die mooi ding van alles is, die Vader gee vir ons gawes en talente, dien ooreenkomstig met sy goddelike roeping op ons lewe. Dit is nou wat Vader se plan is. Maria aan die linkerkant is die ou duiwel. Ek praat sommer baie keer van die varkie met die virkie. En die ou duiwel kom en hy wil jou gawes en talente kaap. Want hy wil dit gebruik om sy duisternis uit te brei. Want ons gebrokenheid, ons verwerping en minderwaardigheid speel 'n baie groot rol. En soms gebruik ons gawes en talente, myne, God gegewe, om bekendheid te verwerf, of 'n bekende sanger te word, of 'n verhoogkunstenaar, of wat ook al. Want dan gebruik jy God se talente, wat vir sy roeping daar gestel is, om jouself te bemark, sodat jy beter oor jouself kan voel. En ek dink baie keer as jy nou met 'n besigheidsou praat, dan sal hy vir jou sê, jong, besigheid is besigheid. En dit beteken sekere reëls geld nie. Ja.
Sas, ons is byna klaar met ons program. As jy so kort ietsie nog kan saamvat, ek weet ons het 'n paar goed gemis, maar ek dink sien dat jy so mooi voorberei het, gaan ons dalk 'n opvolg op hierdie program moet doen. Ek dink ons sal moet, want hier is sulke kosbare goed wat ek graag sou wil deurgee, maar ek dink ons moet dit maar ek dink ons moet 'n opvolg doen op hierdie. So as jy net vir ons kan saamvat kort en dan vir ons ook 'n kort gebed. Jy weet om vir 'n predikant te vra om te bid kan dalk 'n lang storie word, so net kort saamvat en dan 'n kort gebed vir ons asseblief. Hierdie was nou vir my eintlik 'n nuwe ervaring. Ja. Heeltemal anders as waarby ek graag sou wou uitkom in hierdie gesprek. Ja. En daarom dink ek is dit baie nodig dat ons veral met die oog op die nuwe jaar. Yes. Laat ons 'n bietjie by hierdie goed wat ek voorberei het, want dit is regtig belangrike fasette. Ja. Laat ons 'n bietjie daarbey kan uitkom. Hierdie program Eer aan God het gestalte gekry vandag binne in dit wat ons kon deel. Ja. En die geleentheid wat ons gehad het om eintlik maar oor God se oorwinning binne in ons lewe te praat en hom daarvoor die eer te gee en hom te verheerlik. Yes. En om binne in hierdie hele proses klein en nietig te wees en eintlik weg te kruip in daai sin van die woord vir jouself, omdat God alles in jou lewe is en wil wees. Maar baie dankie daarvoor. Eer aan God. Okay. Maar kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U die God van groot herstel in ons lewens is. Amen. Here, baie dankie dat ons vanuit ons eie pynhope, die as van die verlede, dat ons dit by U voete kan laat. Dankie Here dat U vir ons kom nuut maak, kom herstel, kom nuwe naam gee. Mense maak wat binne in U hand nie moed verloor nie, maar wat dwars deur die pyn kan loop en kan werk en U kan vertrou en kan weet dat U koester en U sorg. Daarom Here, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid. Baie dankie vir 'n geleentheid waar ons U kan verheerlik, U kan eer gee. Daarom bid ek Here vir Gabriel in hierdie program wat hy loods en dra, rig, stuur. Here, dat U sy hande sal sterk maak, dat U vir hom krag sal gee, ook vir die goeie werk wat hy mee besig is en wat hy doen, buiten dit wat hy vir 'n lewe doen. Dankie Here vir U genade en U liefde. Ons bid U toe al die eer, die monumente van lewens wat U naam groot maak, dat U voorsien. Amen. Amen en amen. Baie dankie.